Welkom almal by die John Lewis Geheue Skool. In hierdie sessie duik ons in die werk van die geheue grootmeester John Lewis en spesifiek hoe om leer te onthou. Ons gaan vandag leer verander van 'n straf na 'n avontuur. So, is julle reg hiervoor? Kom ons spring weg. En hierdie vraag van John Lewis, dis regtig die kern van alles, né? Hoe kry ons dit reg om weg te beweeg van daai bitterpil van net memoriseer na die opgewondenheid van ons gaan hierdie nuwe ding ontdek? Hoe verruil ons daai ag nee, ek moet leer vir 'n toetsgevoel vir 'n wow, ek kan nie wag om te sien wat hier aangaan nie gevoel? So, is leer 'n straf of 'n ontdekkingsreis? Volgens John Lewis is dit alles in die aanslag. Hy sê die motivasie wat jy aan die begin van 'n les skep is soos 'n hoek. Dis daai ding wat hulle aandag gryp, wat hulle breine aanskakel en hulle eintlik honger maak vir die kennis wat kom. Maar hoekom is daai motivering aan die begin so vreeslik belangrik? Want, en dis wat John Lewis ons leer, dis nie net 'n nice to have opwarming nie. Nee, dis die fondament waarop alles gebou word. Kom ons kyk gou hoekom 'n gemotiveerde brein basies 'n superbrein is. Kyk net hierna. 'n Gemotiveerde brein is, wel, dis 'n super aangejaagde brein. Dit verhoog jou betrokkenheid en aandag. Dit skep sommer dadelik 'n positiewe leeromgewing. En, baie belangrik, dit gee konteks en relevantie. Dis soos om die grond reg te kry voor jy 'n saadjie plant, jy weet. Dit maak die brein reg vir leer. En die beste van alles? Dit kweek 'n langtermyn nuuskierigheid. Daai vuur wat vir 'n leeftyd kan brand. OK, dis nou genoeg teorie. Tyd vir die praktiese goed. John Lewis het vir ons 'n hele gereedskapskus gegee met 5 ongelooflike kragtige hake om daardie nuuskierigheidsvonk aan te steek. So, kom ons maak die kus oop en kyk wat is eerste op die lys. Goed, eers uit die gereedskapskus, een van die eenvoudigste, maar ook een van die kragtigste tegnieke wat daar is. En dit is die uitlokkende vraag. Begin met 'n vraag wat mense se aannames 'n bietjie skud, iets wat 'n interessante probleem op die tafel plaas. Dit skakel die brein onmiddellik aan en laat dit wonder. Hoe presies werk dit nou? Hier's 'n goeie voorbeeld vir 'n wetenskapsles. In plaas daarvan om net te begin met feite oor die ligspektrum, vra eerder: hoekom is die lig blou? En as dit dan nou blou is, hoekom word dit rooi as die son sak? Sien? Skielik is dit nie net feite wat jy moet onthou nie, dis 'n raaisel wat jy wil oplos. OK, volgende, die tweede kragtige haak in ons arsenaal. Mense, ons is gebou vir stories. Ons is geprogrammeer om daarop te reageer. 'n Goeie storie gaan verby daai analitiese deel van die brein en tref jou reguit in die hart. Dit skep 'n emosionele anker wat die inligting sommer onvergeetlik maak. En hierdie skyfie wys dit perfek. Om genetika te verduidelik, vertel die storie van Gregor Mendel. Moenie net praat oor sy eksperimente nie. Nee, raam dit as 'n storie. 'n Storie oor 'n man wat probeer het om die geheime van sy ertjieplante te ontsyfer. Dis onmiddellik soveel meer boeiend. Goed, haak nommer 3. Hierdie ene gaan daaroor om dit persoonlik te maak, om dit relevant te maak. Die geheim hier is om 'n brug te bou. 'n Brug tussen die lesse inhoud en die leerder se eie lewens, hulle belangstellings, hulle ervarings. As hulle kan sien hoe dit hulle raak, dan luister hulle. Dis so eenvoudig soos dit. Vat nou byvoorbeeld fisika. Dit kan soms baie abstrakt voel, né? Maar wat as jy dit verduidelik deur die voorbeeld te gebruik van hoe jy 'n cricketbal perfek slaan of hoe jy 'n sokkerbal kop om te bend? Skielik is daar 'n koneksie met iets wat hulle ken en selfs geniet. OK, ons vierde haak. Hierdie een gebruik die kragtigste aandagmagneet wat daar is en dis verrassing. Ja, goeie kinkel in die kabel. 'n Onverwagte feit of 'n skokkende statistiek stop mense in hulle spore. Dit skep daai wag, wat oomblik. En daai oomblik dwing die brein om te begin soek na antwoorde. Hier's 'n fantastiese voorbeeld wat jy kan gebruik in 'n les oor besigheid of ontwerp. Het julle geweet die ontwerper van daai wêreldsbekende Nike swoosh is net $35 daarvoor betaal? Dis 'n feit wat jou onmiddellik laat regop sit en meer wil weet, is dit nie? En dit bring ons by ons heel laaste haak. En hierdie een is dalk die mees praktiese van almal. Gee die leerders 'n regte tasbare probleem om op te los. Dit gee onmiddellik 'n duidelike doel en betekenis aan die kennis wat hulle gaan opdoen. Jy sien, nou leer hulle nie net vir 'n toets nie. Hulle leer om 'n verskil te maak. Dink net aan die impak hiervan. In plaas daarvan om te sê,
Goed klas, vandag leer ons oor chemie, sê jy eerder. Ons plaaslike rivier is besoedel. Vandag gaan ons leer oor die eienskappe van water en filtrasie sodat ons kan help om 'n oplossing te vind. Dadelik het daardie les 'n doel. So, daar het julle dit. 5 kragtige strategieë om enige les in 'n avontuur te omskep. En 'n groot dankie aan John Louis vir hierdie ongelooflike beginsels. Die gereedskap is nou in julle hande. Dis nou jou beurt om 'n ontdekker te word. En hier is 'n uitdaging vir julle. Kies een van daai klassiese, vervelige skoolonderwerpe. Kom ons sê, die stelling van Pythagoras, die Franse Revolusie of dalk fotosintese. Nou, watter een van hierdie 5 hake sou jy gebruik om dit opwindend te maak, om dit in 'n raaisel te verander? Dink 'n bietjie daaroor na en deel jou beste idee met ons in die kommentaar hieronder. Baie dankie dat jy saam met ons hierdie pad gestap het. En onthou, elke liewe les is 'n geleentheid vir ontdekking. Gaan steek daardie vonk aan.